In die nuus vanaand, LPS kry hulle kans om die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, Nhlanhla Mkhwanazi, te ondervra tydens die eerste sitting van die ad hoc komitee sitting. Samesprekings tussen Israel en Hamas steeds onderweg in Egipte op die tweede herdenking van Hamas aanval op Israel. En gevangenes en skooliere sê mekaar die stryd aan tydens die 15de Funda Mzansi kampioenskap in George. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Verrigtinge van die parlement se ad hoc komitee is op die eerste dag vertraag nadat daar vir 6 ure gedebatteer is oor die geskiktheid van die eerste getuie se verklaring. Die parlementêre komitee ondersoek die egtheid van die beweringe van luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi oor korrupsie en politieke inmengery in die regstelsel. En indien die beweringe waar is of die land se nasionale veiligheid bedreig. Mkhwanazi, die eerste getuie, se verklaring was dieselfde as die een wat by die Mdlanga-kommissie van ondersoek ingedien is. 'n Gewysigde verklaring is later ingedien wat deur die komiteelede aanvaar is. Die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris het sy siening weergegee van politici en die werking van polisieoperasies. A minister of police is not a member of political party. The Minister of Police is an executive member that is appointed in terms of the law of the Republic. He is a cabinet member responsible for policing. I don't think the legislature cared as to which political party the member belongs to. Mkhwanazi het getuig dat hy geskok was oor 'n brief van die minister van polisie, Senzo Mchunu, waarin daar opdrag gegee word van veranderings in die polisiediens, waaronder die ontbinding van die politieke moordtaakmag. Die brief is op 31 Desember 2024 gestuur. Weens die ernstige impak wat die opdragte op die polisiediens sou hê, het Mkhwanazi dit op homself geneem om Mchunu daaroor te vra. I had already met the minister, and I wouldn't want the executive authority to do things that is against the law. And so I have a responsibility to bring to his attention. But at the time I felt it is important to use a shortcut because I got to meet the minister before he became the Minister of Police through Mr. Nkabinde. I know Mr. Nkabinde is the office of the minister. He had asked me what Chiefs of Staff does. So upon seeing this letter, he was the first person I called. Because I believe that there cannot be any document going to the minister for signature without his knowledge. So I called him, I said, Nkabinde, the minister signed a letter that says the following. Are you aware of this letter? And his response was, yes, I am aware of the letter. But according to him, the letter was going back and forth by whoever between the minister, whoever was drafting the letter and the minister. That made me believe that the minister is not the author. Someone else prepared this letter for the minister. And the minister signed it. Because Nkabinde's response to me was, after the letter was signed, after it going back and forth, then he was pressured to make sure this letter is delivered at the Office of the National Commission on the 31st. Parlementslede sal môre die geleentheid kry om vrae aan Mkhwanazi te stel. Die voorsitter van die staande komitee oor openbare rekeninge, Songezo Zibi, sê die ondersoek na beweringe van wanbestuur en finansiële ongeruimthede by die padongelukke fonds is nie vyandig nie, maar is eerder 'n verskerpte oorsigmeganisme om beter begrip te kry vir die redes waarom die fonds homself in 'n benarde posisie bevind. Zibi sê LPS wil 'n oorsig kry van die situasie by die fonds, waarna aanbevelings aan die departement van vervoer gemaak sal word. Tydens die oorsig ondersoek word gefokus op die fonds se finansies en bestuur. Skoor sê hy wil die aantuigings van misbruik van staatsfondse deurgrond, asook die instelling se onvermoë om gedetailleerde en akkurate inligting oor die entiteit te verskaf. I think when people hear the word inquiry, they sometimes think somebody will be found guilty of something at the end of it. One of the objectives the committee set itself is to also look at systemic problems. It's one of the points of our relationship with
The SIU, for instance, it's something the Auditor General looks at all the time. In other words, it's not always individuals that are a problem. It doesn't mean that there aren't cases like that, but sometimes the system is broken or obsolete in one or other ways. Daar is kwessies rondom die instelling se gebrek om voldoende agtergrondnavorsing te doen op senior bestuur en finansiële amptenare wat toegang het tot groot bedrae openbare fondse, asook hoe sommige van die persone aangestel is. Dit is iets waaroor die entiteit en LP saam oor kop krap. Nothing is hunky-dory at RAF. I think that is a fact. There's a massive liability, and I don't think anybody knows how huge that liability is, and ultimately it's going to be costing us as taxpayers. Nobody knows how big the hole is. Die fonds word geteister deur agterstande om eise te verwerk en bedrieglike prosesse. Dit sluit ook beweringe van korrupsie in, waarby regsfirmas en regters betrek word. Committee, I hope, will traverse as part of this inquiry is an honest assessment of the manner in which lawyers handle claims. I would hope that in your witness list there will be a close interrogation of the conduct and behavior of lawyers in this ecosystem. So yes, this is a beautiful, fertile breeding ground for attorneys who have mastered the system to defraud the RAF. Die kantoor van die rekenmeester-generaal, die ouditeur-generaal en die spesiale ondersoekeenheid sal ook voorleggings maak. Eybre Babie, SAIK nuus parlement. Die regering moet dringend 'n oplossing vind vir die hoë lewenskoste wat Suid-Afrikaners raak, aflegging stop en die maatskaplike verligting van nood toelaag verleng. Dit is die eise van die vakverbond COSATU. As deel van hulle internasionale dag vir behoorlike werksgeleenthede program. Memorandums is aan die Wes-Kaapse regering en die stad Kaapstad oorhandig. COSATU het 'n beroep op al 3 regeringsvere gedoen om werkers se regte te verseker. Die vakverbond sê die regering en werkgewers moet 'n moratorium plaas op afdankings en eerder werkskepping en behoorlike werksgeleenthede prioritiseer. Waar ons sien, daar word nie genoegsame werke geskep vir ons mense nie. Ons sien daar's 'n program wat hulle call EPWP, waar ons mense gebruik om die werk te doen van mense wat die werk aan permanent gedoen het. So mense ly daaronder en soek regte werke om ons mense om ons huis te kan onderhou, want met die geld wat het nou ontvang deur hierdie EPWP werke en kan ons mense nie hulle lewe sustain nie. In reaksie hierop sê provinsiale owerhede dat hoewel die uitgebreide openbare werkeprogram wel werksgeleenthede vir veral jong mense bied, is dit noodsaaklik dat die ekonomie groei om die hoë werkloosheidssyfer te pak. Ons is nie tevrede daarmee nie en dit is hoekom ons sit inisiatiewe in plek waar ons glo dat die privaat sektor skep die werksgeleenthede, maar ons as regering moet die omgewing skep vir die privaat sektor om te doen wat hulle doen. Daar is 'n beroep op die plaaslike metro gedoen om verhoging van water- en kragtariewe te vries, hangende hersiening. En vir 'n verbod om sake te doen met mense en maatskappye wat politieke bande het. Dit kom daarna dat die polisie se kommersiële misdaadondersoekeenheid 'n klopjag op 26 eiendomme regoor die stad gedoen het, te midde van bedrogbeweringe. Ons gaan ook na die provinsiale na die local government toe aan die burgemeester van Kaapstad oor memorandum oorhandig oor die hoë watertariewe, vir die hoë elektrisiteitstariewe. Hulle het ook 'n budget gepas deur die council wat nie werkersvriendelik is nie, wat nie vir ons mense in die poore gemeenskappe vriendelik is nie. So ons sê ons soek 'n budget wat vir ons mense gelukkig sal maak. Pro-Palestynse aktiviste het ook by die COSATU optog aangesluit en eis dat Suid-Afrika boikotte, sanksies en disinvesteringmaatreëls teen Israel instel. COSATU eis 'n reaksie binne 14 dae op sy griefskrif. Vanessa Puna, SAIK nuus, Kaapstad. Intussen is COSATU se betoging in Ekurhuleni oor werkers se regte en ander sosio-ekonomiese kwessies oorskadu deur die korrupsieskandaal by die Tembisa Hospitaal. Die spesiale ondersoekeenheid het verlede week aangekondig dat die plundertog by die fasiliteit nou R2 miljard beloop. 3 syndikaate is geïdentifiseer, terwyl die identiteite van ander betrokkenes waarskynlik later bekend gemaak sal word.
Kusatu en sy filiale het 'n protesoptrede buite die Tembisa Hospitaal in Ekurhuleni gehou, waaraan na bewering meer as 2 miljard rand geplunder is. Die vermoorde fluitjieblaser, Babita Deokaran, het aanvanklike bedrag van 850 miljoen rand onthul. Maar volgens tussentydse ondersoeke deur die SOE sal die syfer na verwagting styg. Pasiënte en personeel skets 'n donker prentjie. I think it's affecting everyone, all of us, the patients, the workers, the nurses, the doctors. The services we are getting is not great compared to other hospitals. Die 3 syndikaate wat volgens die SOE aan die plundering deelgeneem het, is Mazibuko, Maumela en X-syndikaate. Die eenheid sluit egter nie die moontlikheid uit dat ander syndikaate ook betrokke is nie. Die vakbonde sê fasiliteerders van korrupsie binne die hospitaal moet ook aanspreeklik gehou word. Every person must account his duties, because if you become a member of a union, you become a member so that you become your mouthpiece. But some of the decisions immediately will become unethical. It becomes an issue of you as an individual. It's not a union issue. Intussen het die organisasie teen belastingmisbruik OUTA 'n oproep om meer befondsing vir die SOE asook beter beskerming vir fluitjieblasers en ondersoekers gedoen. Net hierna meer oor die onderhandelinge tussen Israel en Hamas in Egipte en die Suid-Afrikaanse aktiviste wat vrygelaat is in Israel. Bly ingeskakel vir die en ander nuus. Welkom terug. Onderhandelaars sê alle partye in die vredesonderhandelings in Egipte is verbind daartoe om vrede in Gaza te bewerkstellig. Die partye onderhandel met die bemiddeling van die Qatarse regering in die Egiptiese stad Sharm el-Sheikh. Die onderhandelings gebruik die Amerikaanse president Donald Trump sy 20-punt plan om 'n werkbare strategie saam te stel om die Gaza-oorlog te beëindig. 'n Woordvoerder van die Qatarse Departement van Buitelandse Sake, Majed Al-Ansari, sê dat dit nog te vroeg is vir optimisme of pessimisme oor die onderhandelings. Al-Ansari sê wel dat Israel se voortdurende aanvalle op Gaza terwyl die vredesproses voortgaan, nie strook met Trump se vredesplan nie. Volgens 'n Hamas-woordvoerder wil die groep struikelblokke oorkom wat weerhou dat 'n skietstilstand bereik word, Israel onttrek aan Gaza en inwoners humanitêre hulp kry. Die Duitse en Egiptiese ministers van buitelandse sake het tydens 'n gesamentlike nuuskonferensie bevestig dat die partye 'n manier probeer vind waarop die gijslaers bevry, wapens neergelê en humanitêre hulp onvoorwaardelik ingelaat kan word. Trump het ook optimisme uitgespreek en gesê dat 'n Amerikaanse span vertrek het na Egipte om ook deel te neem aan die vredesproses. Terwyl die onderhandelings voortgaan, is Hamas se groeiaanval op Israel 2 jaar gelede herdenk. Ongeveer 1200 mense, hoofsaaklik Israelse burgerlikes, is dood en 251 as gijslaar geneem. Israel se reaksie het die volgende dag op 8 Oktober 2023 begin. Sedertdien is meer as 67.000 Palestynë dood in Israel se aanvalle op Gaza, van wie bykans 1/3 jonger as 18 jaar was. Bykans 170.000 mense is beseer. 48 gijslaars is vermoedelik steeds in Hamas aanhouding, van wie 20 waarskynlik steeds leef. Betogings is wêreldwyd gehou ten gunste van Israel, as ook uit meegevoel met die lot van Palestynë. Paus Leo bestempel die 2 jaar as 'n bewys van die geweld en boosheid waartoe mense in staat is. Intussen is duisende ontheemde Palestynse burgers hoopvol dat hulle binnekort na hulle tuistes kan terugkeer indien 'n skietstilstand bereik kan word. Die Suid-Afrikaanse aktiviste wat deel was van die Global Sumud Flotilje onderweg na Gaza met hulpvoorraad word môreoggend by die OR Tambo internasionale lughawe in Johannesburg verwag. Die groep het vroeër vandag in Jordanië aangekom. Die aktiviste, onder wie die kleinseun van oud-president Nelson Mandela, Mandla Mandela, Riaz Mula en Zukiswa Wanner, is deur Suid-Afrika se ambassadeur in Jordanië, Tselani Mokoena, verwelkom. Die internasionale flotilje is verlede week deur die Israeliese soldate onderskep. Daar was altesaam 479 aktiviste, waaronder parlementslede, regsgeleerdes en aktiviste van verskeie nasionaliteite op die 42 bote. Die 15de Funda Mzansi kampioenskap in George in die Wes-Kaap skryf 'n nuwe hoofstuk vir rehabilitasie. Die nasionale leeskompetisie, aangebied deur die Nasionale Biblioteek van Suid-Afrika,
In vennootskap met die Departement van Korrektiewe Dienste, die PAN Suid-Afrikaanse Taalraad en die George Munisipaliteit bring skole, boekklubs, gemeenskappe en korrektiewe sentrums bymekaar vir 'n week van lees, debat en speltoetse. 'n Liefde vir lees word aangewakker. Deur maande se voorbereiding verbeter gevangenes hul lees, skryf, selfvertroue en kommunikasie vermoëns. Vaardighede wat hulle ook sal help om na hul vrylating weer suksesvol in die samelewing te integreer. Hierdie is 'n uiters belangrike kompetisie. Dit is die ontwikkeling van kreatiwiteit. Dit speel ook 'n rol dat van die gevangenes dan wel kan agterkom dat hulle in die gemeenskap wel suksesvol opgeneem kan word. Vanjaar is daar 299 gevangenes en 120 deelnemers vanaf skole en gemeenskappe. Now we all know that for us to win the fight against crime, we need to focus on ensuring that young people find positive projects, activities to be involved in. Die kompetisie vier taaldiversiteit, met name wat vanjaar vir die eerste keer ingesluit is. So ons kom kyk wat kort en wat moet bygesit word en dan gaan ons aanbevelings maak en sê sit hierdie by, sit daai by en ons is volgende jaar by. Ons het net die voet kom ingesit, so die footprint is klaar gesit. Ons voorouers het hier gebore, die taal het begin, alhoewel dit dan nog was dat hulle maar ook maar rondgebeweeg het, maar vir ons is dit baie belangrik want dit is ons trots, dit is ons erfenis en dit is ook ons kultuur wat in die taal is. Volgende jaar sal gebaretaal, die land se 12de amptelike taal, ook deel vorm van die kampioenskap. Tanya Krause, SAK nuus, George in die Weskaap. En nou vir die markaanwysers, soos om 8 uur vanaand. Ons sportsegment volg net hierna. Ons kyk ook wat die weer vir môre inhou. Bly ingeskakel. Dis dan al vir vanaand. Ons groet tot môre aand. Mooi aand verder. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aanbetref, wolklose toestande kom voor in die sentrale dele van die land, asook in die Noord-Kaap. Bewolkte toestande kom voor in noordoostelike dele van die land, streek oor die Oos-Kaap tot in dele van die Wes-Kaap. Enkel tot verspreide buie kom ook voor in noordoostelike dele van die land. Lig tot matige wind kan verwag in die binneland asook kuslangs. Kom ons kyk na môre, enkel tot verspreide buie in die noordoostelike dele van die land, asook oggendmiskole wat voorkom in dele van KwaZulu-Natal en dit strek tot in die Oos-Kaap en dit kan sig belemmer, so wees asseblief versigtig. Daar is 'n waarskuwing uitgereik vir vandag deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens en dit is vir ewige donderbuie. Dit kom grootliks voor Limpopo asook in Mpumalanga, so wees asseblief versigtig. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng 'n warme dag kom voor. Temperature in die hoë 20s kan verwag word. Pretoria te minimum van 16 en 'n maksimum van 30 grade. In Limpopo verspreide buie kan voorkom. Bella te minimum van 16 en 'n maksimum van 31. Messina se maksimum is 18 grade met 'n maksimum van 32. In Mpumalanga gedeeltelik bewolkte toestand in die westelike dele van hierdie provinsie. Anders kan verspreide buie voorkom. Carolina te minimum van 9 met 'n maksimum van 24. In KwaZulu-Natal koel tot warme dag kan verwag word. Pietermaritzburg se maksimum daar is 25 grade. Richards Bay se minimum is 16
met 'n maks van 24. In die Oos-Kaap 'n warme dag kom voor. Gqeberha se minimum daar is 11 met 'n maks van 26. 'n Warme dag kan ook verwag word in Graafrenet met 'n maks van 27. Dan beweeg ons na die Wes-Kaap, gedeeltelik bewolkte toestande tot bewolkte toestande kom voor. Dit is koel tot warm, die kook styg tot 39 grade in Vredendal. Beaufort-Wes se minimum is 6 met 'n maks van 26. In die Noord-Kaap sonnige toestande in die westelike dele, ander dit warm. Appington se maksimum is 31 grade. Terug na die binneland in die Vrystaat, 'n warme dag kom voor. Welkom in Kroonstad se maksimum is 30 grade. Bloemfontein het 'n minimum van 7 en 'n maksimum van 28. Dan laastens in die Noordwes 'n warme dag kan verwag word. Temperatuur in die laat 30's kom voor. Rustenburg se minimum daar is 16, eerder 14 met 'n maks van 32. Ottosdal se minimum daar is 9 met 'n maks van 29. Dis en al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.